Ek het nie vanoggend geskeer nie. Ek het nie gebad nie. Ek het baie min geslaap gisteraand. In die ou tyd is dit hoe hulle gemaak het, as hulle getreur het of as hulle in rou was, want hulle as gevat en op hulle kop gesprinkel. Want vandag is seker die swaarste dag in die hele Christelike kalender. Want vandag is dit waar 2000 jaar terug, so, hoe laat is dit nou? 11 minute terug, het hulle begin om Jesus te kruisig. Het hulle Jesus doodgemaak, wat hulle op lange laat hang het aan 'n kruis, maar hulle het hom nie onmiddellik dood gegaan nie. Hy is eers vanmiddag 3 uur, is hy eers dood. So van nou af tot 3 uur, is daar pyn gewees aan 'n kruis, wat ons nie sal verstaan nie. Tot so 'n mate dat daar 'n nuwe woord moes ontwikkel word vir die hoeveelheid pyn wat mens beleef terwyl jy gekruisig word. Daar was nie 'n woord vir dit nie. En die nuwe woord wat hulle uitgedink het, en in Engels sê dit ongelooflik mooi, want die Latyn van dit is excrucia. En ons in Engels sê ons van is excruciating pain. Dit is pyn wat so onverduidelikbaar is, dat ons 'n woord moet ontwikkel om die pyn te probeer verduidelik. Beleef ons iets van dit vandag? Of in jou lewe? Is vandag een van daai dae wat ons maar net weer aangaan met ons lewe en ons doen wat ons wil? Of besef ons dan ergens net wat ons tot stilstand kom, wat ons vir onsself sê, vandag is die koning van die heelal aan 'n kruis opgehang, waar in daai tyd sou dit gewees het dat jy is vervloek, want jy's nie op die grond nie, sy voete het nie grond geraak nie, maar hy's ook nie heeltemal in die lug nie, hy's net 'n entjie van die grond af gekruisig. Met ander woorde, jy's tussen, om dit nou mooi te sê, tussen die hemel en die hel. Jy het nie regtig 'n plek nie, jy hang net daarso. Ek wil vanoggend vir ons, as jy jou Bybel by jou het, blaai vir my asseblief na Markus 14, toe ons gaan daarvan vers 3 af lees. En ek wil bietjie 'n ander inslag hê rondom vanoggend. En bietjie iets anders te besigtig, waar mense, waar daar een spesifieke persoon is, waar daar 'n vrou is, wat op 'n punt kom waar sy hierdie besef het, en waar Jesus se eie disippels wat saam met hom gestap het, nie eers hierdie besef het nie. Markus 14 vers 3 en aan. Jesus was in Betanië, in die huis van Simon die Melaatse. Kom ons stop net gou daarso. Wat sê hierdie vir ons? Jesus was in my en jou huis. Dis wat hier so staan. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Melaatse mense is onrein. Iemand het nie by hulle gekom as hulle melaats was nie. Hulle moes op 'n afstand gewees het en hulle moes geskree het, melaatse, melaatse, as hulle aangestap gekom het, sodat mense hulle self kan verwyder van daai persoon af. Jy al agtergekom as jy staan rondom 'n braaivleisvuur en jy skree, Christen, Christen, hoe die mense hulle self distansieer van jou? Simon die Melaatse, Morney die Melaatse. Sit jou naam daarin, die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albasterfles, egte baie duur nardesolie. Nou die volgende gedeelte is ongelooflik belangrik, want dit breek die hele denkwyse van die Ou Testament uitmekaar uit. Want vrouens het nie in die geselskap van mans gekom nie. Hulle het eenvoudig nie. En hier kom 'n vrou aan
En sy kom na Jesus toe, wat sit by die tafel met 'n albasterfles. Nou ek het gaan probeer om so na as moontlik aan dit te kom. Dit het min of meer so gelyk en dit was min of meer die kleur ook gewees. Dis so bietjie minder as 'n liter hierdie is gewone water wat ek gekleer het om die regte kleur te kry. Maar nardusolie sou so gelyk het, dieselfde kleur, maar dit het 'n baie hoër viskositeit. Soos baie dikker. Maar dis min of meer hoe dit sou gelyk het. En dit sou gemaak geword het uit hierdie uit. Ons gaan nou verder gesels oor hierdie nardusolie. Sy het die albasterfles met egte dier nardusolie by haar gehad. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Met ander woorde, hulle het mooi vir mekaar vertel hoe min dink hulle van wat hierdie vrou nou net gedoen het. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? In die ander evangelies, hierdie is een van die min stories wat in al die evangelies voorkom. En in al die evangelies dan kla hulle oor die vrou wat so vermors. En die hoofklaar in al die ander evangelies is Judas Iskariot. Want vir hom het dit nie gegaan oor die hoeveelheid geld wat vermors word nie, dit gaan oor die hoeveelheid geld wat hy kon gesteel het. Vers 5. Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke. Jy moet eintlik half silwer muntstukke doodtrek, daar so inskryf denari, want dit is die hoeveelheid, dit was die geldeenheid van daai tyd. 300 denari verkoop en die geld vir die armes gegee, kon vir hulle gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar, met ander woorde, hulle het met haar begin redeneer, en jy kon sien hulle is kwaad, en hulle het vir die vrou gevra, waarmee is jy besig? En dan spring Jesus in vers 6, want hoor nou mooi, nou is Jesus punt nommer 1 besig om op te staan vir 'n vrou, wat nie gebeur nie. En Jesus sê vir hulle, laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd die armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Met ander woorde, alles wat sy in haar mag kon vermag, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, ons gaan nou terugkom na dit, dit is belangrik. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot in herinnering aan haar. Ek wil gou hierdie gedeelte bietjie, soos die Engelsman sê, ek wil dit uitpak. Soos ek gesê het, hierdie is 'n voorstelling van nardusolie. Presies dieselfde hoeveelheid, presies min of meer presies dieselfde kleur. Al verskil was gewees, dit was in 'n albasterfles gewees. So dit is die kleur is blykbaar amber. So dis 'n lig of 'n donker amber kleur gewees. En as jy na dit sou geruik het, sou dit hierdie ongelooflike soet en spicy reuk gehad het. En een van die goeders van nardusolie wat ons moet onthou is van baie eienskappe wat hulle gebruik het om hulle self mee, as jy dit insmeer op jou, een van die hoofgoeders wat dit gedoen het, is dit het jou asemhaling verbeter. Dit was vir my ongelooflik interessant geweest om te lees dat nardusolie, want die ander ding wat jy gebruik het vir nardusolie, is om liggame wat dood is te balsem mee, wat jy in die graf sit. Hoor julle die twee uiteenlopende doele en eienskappe van nardusolie? Die een is om beter asem te haal, en die ander ene is om liggame te balsem wat dood is.
En dan dink ek vir myself, en julle moes dit al ergens gehoor het, as jy die Here se naam, as jy die oorspronklike Jahwe uitspreek, is dit net asemklanke. Dis J, H, W, H. Dis asemklanke. Daar's nêrens 'n klank wat jy kan nie 'n J sê sonder om asem te haal nie. Jy kan nie 'n W sê sonder om asem te haal nie. Jy kan nie 'n H sê sonder om asem te haal nie. Jy kan nie 'n H sê jy kan eenvoudig nie Jahwe sê sonder om asem in of uit te blaas nie. Baie van die ander letters as ons so praat, ek kan aanhou praat sonder om asem te haal vir 'n redelike tydjie totdat my asem opraak. En dan moet ek weer asemhaal, waar met Jahwe kan jy dit nie doen nie. Want jy moet gaan, J, H, W, H. Nardesolie help jou beter asemhaal. Maar jou liggaam word ook hiermee gebalsem. Die albastervlees, wat in Griekse albastron genoem word, is gemaak uit kalsetklip. Nou dis 'n baie sagte klip wat hulle maklik met die hand kon uitgrawe en hierdie vorm kon gekry het. Maar die probleem ook kom in, soos julle kan hoor, omdat dit 'n sagte klip is dit baie maklik breekbaar en is ook baie poreus. En hierdie kalksetklip staan ook bekend as onyxmarmer. So julle hoor, dis 'n duursame produk. Dis nie net 'n ding wat jy gebruik en wat jy weggooi nie. Hoe baie keer gebruik ons glasprodukte oor en oor en oor. En dis presies dieselfde met die onyxmarmer. En dan staan daar in die Bybel, hierdie olie is 300 denari werd. Die muntstukke daar het ek mos 'n silwer muntstuk het ek gesê om jy vervang met denari. Dis 300 denari werd. Wat beteken dit? Hoekom is dit belangrik? 300 denari is so goed soos 'n jaar se werk vir iemand wat 'n baie goeie werk gehad het, se lone. As ons dit in Afrikaans sit in vandag se terme, gaan hierdie albasterfles jou as is op hierdie oomblik kos R510,000. Dis wat dit jou sou kos as jy hom vandag koop. So daai vrou het gespaar haar hele lewe lank om hierdie nardesolie te kan bekostig. So waar kom nardesolie vandaan? Hoekom is dit so duur? Want daar's tog 'n rede hoekom iets duur is. Dis of 'n aanvraag of is moeilik verkrygbaar. Nou nardesolie kom in die Himalajas voor plus minus 10 tot 16,000 voet bo seespieël. En dis die plant, die nardesplant se wortels wat uitgehaal word en dan word die nardesolie uit dit onttrek met 'n proses wat ek nou nie gaan verduidelik nie. So al hierdie moeite word gedoen en dis hoekom dit so duur is. En nou kom ons terug na die vrou toe. So hoekom is dit so belangrik dat die vrou hierdie albasterfles gevat het en dat sy by Jesus gekom het? Want sien, enige salwing van enige aard, as ons kyk toe Dawid gesalf is as die nuwe koning, was dit gedoen deur 'n profeet. Nie enige iemand kon dit gedoen het. Die salwing het slegs plaasgevind as jy uit 'n sekere stam uitgekom het wat God vooraf beplan het, en daai stam is die stam wat die salwing gedoen het en dit was net mans. Nou wil ek amper sê, what gives you the audacity to come and do this to my king? Want hierdie vrou kom daaraan en sy vat hierdie albasterfles en sy breek alle norme. Ek het die eerste keer hier aangedink toe ek nou 'n bietjie begin voorberei Johannes. 'n Vrou salf Jesus se voete. 'n Man verloon Jesus. 'n Man verraai Jesus. Die vrouens staan by die kruis. Die mans hardloop weg. Die vrouens gaan na die graf toe om die liggaam te salf. Die mans is nie eers daar nie. Toe Eva die dag geskape is,
Julle hoor net gou hoe ongelooflik is hierdie. Adam is geskape en hy het 'n opdrag gekry. Wat was sy opdrag? Bewerk die grond, kyk na die tuin, al daai goeders. Toe raak hy alleen. Wat doen God toe? Hy skep vir Eva uit Adam se rib uit. Wat het met Eva gebeur? Die engel sê dit vir my mooi. She was made into covenant. 'n Vrou is gemaak in 'n huwelik in. Die man was single. Die man was enkellopend. Die vrou is gemaak sodat sy die vrou kan wees vir Adam. Dis haar doel. Ek dink God het 'n ongelooflike sagte plek vir vrouens. As jy kyk hoe ma's stil raak vir hulle mans, vir hulle kinders, en die gebede wat opgaan soontoe. Ons het altyd hierdie spottery wat ons mos altyd sê, en ek kry dit baie wat iemand sê, maar nee, jy het mos 'n beter lyn boontoe, bid jy vir ons. Dan wil ek amper sê, ons moet dit eerder vir ma's vra. Ek dink hulle het 'n baie beter lyn boontoe, as wat ons ooit sal hê. Vrouens was die mense gewees wat rondom Jesus was in die tyd van nood, nie die mans nie. Aanbidding moet wees soos die geur van hierdie nardesolie, en ek wil dit in Engels sê, ek sal nou Afrikaans vertaal, it must linger and it must testify. Want verstaan, toe hierdie nardesolie, toe sy die ding gebreek het, toe sy hierdie albaster fles gebreek het, nou hierdie ding het 'n prop, en dis hoe daai tyd gewees het, jy kon dit met 'n prop kon jy oopgemaak het, en dan kon jy bietjies uitgegooi het, want dis wat jy sou gedoen het, jy sou nie baie gebruik het nie, en dan het jy die prop teruggesit. Maar daai fles se nekke was bietjie langer gewees. Sy het letterlik die fles gebreek. Met ander woorde, sy kon nie die prop terugsit nie. Sy kon nooit die prop terugsit nie. Sy het alles, en die Bybel sê vir ons, sy het alles oor Jesus se kop uitgegiet. Alles. Ons aanbidding moet hang in die lig en dit moet getuig. Want sien, hierdie nardesolie doen presies dit. Toe dit gebreek is, het dit onmiddellik die hele vertrek gevul met daai reuk. En dis hoekom almal presies geweet het wat sy gedoen het. Want dink gou by jouself, daar sou baie mense gewees het by Jesus op daai stadium. En hoe die agterste mense gewees wat het sy gedoen? Hulle het dit geruik onmiddellik. Onmiddellik het hulle geruik. Hier's nardesolie wat nou oopgemaak is. En het julle al agtergekom as daar 'n commotion is op 'n plek, dan is almal, ons wil sien wat gaan aan, en ons kyk, en toe sien hulle dit, en toe begin hulle haar kritiseer. Nardesolie word van die wortels gemaak, met ander woorde, die ongesiende gedeelte van die plant. Dit wat weggesteek is onder die grond. Sien, want nardesolie, die nardesplant het hierdie ongelooflike mooi blom. En hierdie ongelooflike mooi blom skitter in die sonskyn. En is regtig asemrowend mooi as jy na dit kyk. Maar dis nie die blom waar die waarde lê nie. Dis die wortels. Want sien, die nardes is besig om te mature, is besig om ryp te word, is besig om volwasse te word op 'n ongesiene plek wat weggesteek is. Is dit nie soos ons spirituele lewens nie? Of hoe het veronderstel is om te wees nie? Waar ons spirituele lewe besig is om te groei, waar dit stil is, waar dit groei in gebed, waar dit groei in jou binnekamer, waar dit groei in nederigheid, waar dit groei in swaar kry. Want dink by jouself, 16.000 voet bo seespieël kan dit nie maklik wees om te groei nie. Dit vat harde werk. En daar's die lig ongelooflik dun,
En kyk hoe mooi wys dit terug na Jesus. Toe daar waar jy sukkel om asem te haal, sal hy onttrek, sodat hy jou na 'n plek toe kan vat waar jy kan asemhaal. Hierdie nardesolie wat daar bo is, 16.000 voet in die lug, wat sukkel om asem te kry, daar's so min suurstof, kom af aarde toe, hier onder waar ons is, sodat ons makliker kan asemhaal. Nou vra ek vir jou, is jy die geur van Christus op aarde? Ryk ek Christus aan jou? As ek by jou is, gee jy Christus af, tot so 'n mate dat ek dit kan ryk. 2 Korintiërs 2 vers 15 sê, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Ons is 'n aangename geur onder die wat gered word, en die wat verlore gaan. Want weet julle wat, as ons by iemand staan wat nie die Here ken nie, is ons veronderstel om die geur so af te gee, dat daai persoon dit wil hê. Sodat hy kan agterkom, maar weet jy wat, ek kry nie asem gehaal nie, geestelik, emosioneel, fisies, kry ek nie asem gehaal nie, so smeer asseblief vir my hierdie nardesolie aan, sodat ek kan beter asemhaal, sodat ek die ewige lewe se asem kan kry. In al 4 evangelies word daar pertinent die volgende gesê, die vlees word gebreek. Dit word nie oopgemaak nie. Dit word nie netjies die poppie afgehaal nie, dit word gebreek. Sy het hom stikkend geslaan en toe het sy daai olie gevat en oor Jesus gegooi. Die detail van dit is ongelooflik belangrik, want dit forceer ons om aandag te gee aan daai vlees. Daai sagte viskoos vlees wat baie maklik breekbaar is en wat jy met baie respek hanteer het, want jy wil nie hierdie olie wat so duur is mors nie. Hierdie aksie wat hierdie vrou doen, wys 'n aksie van abundance, oorgawe. Ek wil amper sê tot 'n mate van vermorsing, tot so 'n ding dat almal sê, hoe kan sy dit doen? Verstaan mooi, hierdie is 'n arm vrou. Hierdie is 'n vrou sonder 'n man. Hierdie is 'n vrou wat niks het nie. Niks nie. Sy het gegee tot die punt wat sy niks meer het om te gee nie. Dit is die simboliek om lief te wees, tot op die punt dat jy jou lewe sal aflê vir dit wat jy lief het. Dis wat dit is. 'n jaar se lone, 'n hele jaar se lone, vir haar was dit meer as 'n jaar se lone, vir haar was dit miskien 5 jaar se lone. 5 jaar se lone wat sy met een gebaar uitgiet oor Jesus. Wat het sy gedoen in effek daar met haar? Sy het daarso verklaar dat sy is dood. Geen man nie, met ander woorde, geen inkomste nie. Waarvan dan af nou? Waartoe gaan ek van hier af? Maar tog gee sy dit. Hierdie albasterflesse is nie weggooibaar gewees nie. Dit was voorwerpe wat oor en oor en oor gebruik is. Die nardesolie is baie kosbaar, ons weet dit. Dit is net vir uiters spesiale oomblikke gebruik, so salwing van liggame, en dan het jy 'n bietjie gebruik. Met die wat die vlees gebreek word, maak dit dat die vlees nie weer geseël kan word nie. Dis 'n onomkeerbare oomblik wat plaasvind. Onomkeerbaar. Elke persoon wat in daai vertrek is, gee vir ons 'n dieper betekenis van wat regtig besig is om te gaan, en ek wil net so 3 noem. Die eerste een is Jesus. Jesus sit daarso, en Jesus weet,
hy sê dit, hy erken dit, hy weet hierdie parfum, hierdie nardusolie is ongelooflik waardevol. Dis nie waardeloos nie, dis waardevol. Maar Jesus, ek wil die Engelse woord gebruik van frame hierdie gedeelte heeltemal anders as die ander mense, behalwe die vrou. Sy is die enigste een wat bietjie verstaan. Die disippels, veral Judas, sien die aksie eenvoudig net as 'n vermorsing. Hulle kan soveel meer daarmee doen, hulle kan dit verkoop, hulle kan mense help daarmee, dit kan soveel mense ewe skielik kos gee. Jesus ontken dit nooit nie. Maar ja, Jesus raam dit as voorbereiding. Hy sê hierdie is 'n voorbereidingsproses. En dan ons kan onsself in hierdie gedeelte inlees, want eers later raak dit vir ons duidelik dat hierdie gebreekte fles is nie die punt nie. Hierdie is nie die punt nie. Dit is 'n teken. Dis waaroor dit gaan. Hierdie ongelooflike aroma het die hele vertrek gevul omtrent onmiddellik. Want die fles kon nie meer die aroma binnehou nie. Dit kon dit nie meer vasvang nie. Dit wat geseël was, is nou vrygelaat. Op daardie oomblik het die vrou Jesus hanteer soos iemand wat sy weet wat werklik gaan sterf. En die disippels wou dit nie erken nie. Jesus self sê, binnekort gaan ek gebreek word. Nie per ongeluk nie, nie as 'n verlies nie, met opset, ten volle, sonder enige omkeerpunt. Soos hierdie fles, sou Jesus ten volle gegee word. Geen selfpreservering nie. Sy liggaam, Jesus se liggaam is soos hierdie albaster fles wat gebreek sou word. Sy bloed sou die duur nardusolie wees wat uitgestort word. Wat die vrou met hande gedoen het Jesus met sy liggaam gedoen. Die kruis word dus nie die tragiese verlies van iets waardevol nie. Dit word 'n noodsaaklikheid om die lewe vry te koop. Net soos die geur die kamer begin vul het, toe die fles gebreek het, kom die verlossing nie verkry word as Jesus Christus nie ten volle oorgegee is nie. En ek sluit af met die volgende gedeelte, en ek wil dit lees. Die evangelie volg presies dieselfde pad. Die mees kosbaarste moes gebreek word, sodat lewe, vergifnis en genade uitgestort kon word. Oor die hele aarde, deur die versoening van Jesus Christus, die Seun van God en die Redder van die mensdom. Hierdie moes gebeur, sodat almal eendag opgewek sal word, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus die Christus is. Baie, baie duur nardusolie. Bloed, wat onskatbare waarde het, wat gegiet word. Presies dieselfde. En hierdie gedeelte moet jy baie mooi hoor. Vir my en vir jou. Want as jy dit mis jy alles. Al die goeders het gebeur. Vir my en vir jou. Hoekom? Omdat hy oneindig lief is vir ons. So lief, dat hy sy lewe opgegee het. Jesus het nie gevang en gekruisig en doodgemaak nie. Jesus het sy lewe oorgegee, vrywilliglik, vir my en vir jou. Here Jesus Christus, ons staan hier in nederige afhanklikheid van U vandag.
Here, waar U vandag U lewe afgelê het in 'n kruis. Here, en ons gaan aangaan met ons dag, soos ons doen. En U gaan aangaan om aan die kruis te hang tot 3 uur toe. Waar U die laaste woorde gespreek van die telestai. Dit is volbring. Waar U dan gaan sê, weet wat, die laaste druppeltjie nardesolie het op die vloer geval. Het die grond deurweek. Sodat ons bloed nooit die grond hoef te deurweek. Sodat ons nooit hoef te smag na asem nie, want dis wat gebeur het. Jy het gesmag na asem aan daai kruis. Die hart het letterlik gebars vir ons. Here, help ons asseblief om dit nie te vergeet nie. Help ons asseblief om dit in te neem. Binne ons harte in vaste ketting. Dat ons net weer eens besef, U liefde het geen einde nie. En na dit alles wat ons gedoen het, sê U nog steeds vir ons, U sal ons wit was soos sneeu. Ons verdien dit nie. Maar ons sê vir U oneindig dankie. Dankie dat U vir ons 'n liefde wys, nie vertel van nie, wys wat ons maar net kan streef na. Dankie vir die liefde. Dankie vir U genade. Ons weet ons verdien dit nie. Maar ons vra dit en sê dankie vir dit uit genade. Amen.